Goeiemôre almal. As jy my nie kan hoor nie, moet jy 'n bietjie nader kom, dan moet jy hier voor kom sit. Hier is nog 'n paar oop stoele. Maar party verkies om daar agter in die losie te bly, lyk dit my, daar in die kombuis. Hulle is in die losie. Maar baie welkom hierso vanoggend. Dit is baie lekker om hier saam te kan wees. Ek het nou besef ons het dalk 'n bietjie min waaiers. Dis warm, dis bedompig. Party gebruik nou maar hulle blaadjies om hulle so 'n bietjie af te koel. Maar ons is ook baie dankbaar vir die reën wat ons gekry het. Dit is ook so wonderlik. Ons het ook baie lekker. Kobus, hier is nog plekke hier voor. Dan moet jy net omstap sommer, is makliker. Ons het baie lekker gebraai. Dit was heerlik en hierdie keer het die wind saam gespeel. So dit was stil. So dit is baie lekker om ook so net saam te kom en te kuier en net die dag saam te geniet. Maar baie welkom hierso. Ek wil vra dat ons mekaar net sal groet, maar net voor dit gelukkig kon die Stormers nie verloor die naweek nie. So dis daarom goed. Hulle het nie gespeel nie. So dis dan baie lekker. Maar kom ons groet mekaar. Ons is 'n familie in Christus, een in Christus. Broers en susters. Dan wil ek ook vra as jy enige besoekers vanoggend. Is jy iemand wat die eerste keer hier by ons is? Ons wil net 'n kruisie gee wat sê welkom by Nooit Gedag. So, maar ek sien nie, is die hande, hier is die hande nie. Kobus, jy kan vir Jason ene gee. Baie welkom. Ons gee maar net 'n kruisie, jy hoef iets te sê of so daarom nie, so, dis alright. Ek weet, dit stop hierso. Dit stop hierso. Ons is gestuurdes. Lyk my die laptop praat ook so 'n bietjie saam. Maar baie welkom. Ek gaan vir ons lees uit 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 17. En dit is uit die boodskap vertaling. Ons gee nooit moed op nie. Ook nie wanneer ons rondgestamp en mishandel word nie. Nee, dan byt ons eers vas, want God is die hele tyd by ons. Hy maak ons elke dag van binne af nuut. Ons bietjie swaar kry hier en nou, weeg nie op teen al die goeie dinge wat op ons wag in God se nuwe wêreld nie. Ek het nie genoeg woorde om vir julle te beskryf hoe wonderlik dit sal wees nie. Die grootsheid en heerlikheid daarvan sal absoluut oorweldigend wees. Dit is 'n wonderlike wete, want as die kabel net uitkom, die lewe is nie altyd maklik nie. Die lewe kan moeilik gaan. Ons kan ook soms voel die lewe stamp ons rond. Ons kry swaar, ons is onseker. Maar God is by ons en ons weet ons het 'n wonderlike toekoms waar alles swaar kry en lyding en pyn en dood en al daai dinge tot 'n einde gaan kom. Ons sien uit daarna. Maar ontvang vanoggend ook net die seën van die Here. Broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Dis wonderlik dat God ons so groet, genade en met vrede. Dit is wonderlik. God kom nie na ons toe en ons moet bang wees vir God en hy's liefdeloos nie. Hy is lief vir ons, elkeen van ons. Dis wonderlik. Die Christuskers brand ook. Ek het nou maar nie gevra iemand moet dit aansteek nie. Hier's bietjie baie kabels vanoggend. My laptop het gesukkel toe as ek die kerksin oorsit met al die ekstra goed. So ek wil nie iemand moet val nie. Henry het amper geval vanoggend al. Maar ja, nou dat ek dit sê, ek dink ook aan Tannie Anita Vermeulen, sy het geval. So ons bid ook vir haar, waar sy, dit lyk baie seer. Maar ten spyte van alles wat gebeur, is die Here met ons. Dis ons hoop. Hy los ons nooit nie. Hierdie kers wat brand is maar net vir ons herinnering daarvan. Jesus is ons lig en hy maak van ons
ligdraers in hierdie donker wêreld. Nou daar's 'n paar vragies van dit verskyn nou van hulle gaan nou hier op die skerm ook wees. Vir die wat nou nie so goed kan sien nie, daar's 'n mannetjie wat hang aan 'n takkie. Dit lyk nou soos teen 'n kraans. En daar's 'n hand wat uitgesteek is na hom. Maar hy weier, hy hou 'n sak vas wat sê pride, trots. Hy's te trots om te vra of sy hand te gee dat iemand hom help. Hy sal dalk eerder sterf, maar hy wil nie hulp ontvang nie. Nou die vraag waaroor jy so bietjie die goed waaroor jy so bietjie kan gesels is die volgende. Wie van julle kan alles self doen? Dis die eerste vraag. As jy alles self kan doen, kan jy jou hand opsteek. Jy het nooit hulp nodig nie. Ek sal nogal wil sien, daai een wat dit sê, moet gou die klavier vir ons hier onder kom sit alleen, moet dit optel. Dit gaan nie kan gebeur. Wat is dit waaroor jy moet gesels is, wat is vir jou moeiliker om iemand te help of om hulp te ontvang? Dis die eerste ene. En vertel net van 'n keer toe jy besef het ek kan nie alleen. Dalk was dit onlangs. Jy moes dalk iets swaar geskuif het en jy het besef ek gaan nie alleen dit kan doen. So, praat net so 'n bietjie daaroor. Wat is vir jou makliker om te help of om hulp te vra en te ontvang? En wanneer het jy laas ontdek ek kan nie alleen? Dalk het jy gevoel net ek moet die Here vra vir hulp ook. Dit kan enige iets wees. Deel maar net dit so 'n bietjie. Okay, ons kan eers ophou. Die volgende, ons gaan nou oor na is 'n bietjie 'n ander vraag, maar dink jy mens moet groot woorde gebruik en baie slim wees, baie geleerd wees en baie goed kan praat as jy vir iemand van Jesus wil vertel? Dis die eerste ding. Almal sê nee. So jy hoef nie 'n dominee te word of 'n doktersgraad eers te kry of te gaan vir hoe doen ek public speaking of julle sê nee. En dan die tweede ding, wat is belangrik as jy vir mense van Jesus vertel? Praat 'n bietjie daaroor. As jy wil nou vir iemand vertel van Jesus, wat is belangrik dan? Wat dink julle is belangrik as jy dit wil doen? Okay, ons kan eers ophou daarmee. Dalk het jy 'n paar interessante goed geleer wat jy wil gaan probeer as dit kom met iemand vertel van Jesus.
En dan 'n ding om ook na te dink oor is, wat oortuig mense om in Jesus te glo? Dit is ook iets waaroor mense kan nadink. Is dit ek self wat iemand moet oortuig, of wie is dit? Is dit die Heilige Gees, wat maar ook my boodskap gebruik, of moet ek so fantasties wees en sterk wees en selfverseker? Dit is ook iets waaroor ons kan nadink. Nou, in die week toe hoor ek van mense wat in 'n kompleks bly, hulle vertel my, daar's 'n Christen, en vandag gebeur dit mos dat baie mense wil 'n pastoor wees. Hulle stel sommer hulle self aan, hulle is nou 'n pastoor. Nou, hulle sê toe, wat baie erg is hierdie persoon dwing sy geloof en goed af op ander. En dit raak sleg, want nou bly jy naby die persoon ook. Maar dit help ook nie. As jy heeltyd jy hou nie op en jy forceer dit, selfs al glo die mense. Hy hou aan. So, dit het ek ook net gehoor. Ek kan dink vir myself of dis nie lekker as iemand jou wil probeer forceer om te glo nie, of te dink soos hulle dink, of so nie. Nou, ek het gelees in die week van Sophie. Sy het gewerk in 'n koffiewinkel, klein koffiewinkel, en daar kom toe 'n jong man daar aan, en sy sien hy lyk ongelukkig, en sy's nie 'n dominee nie, sy's ook nie iemand wat voor klomp mense praat nie, maar as daar so iemand kom, dan praat sy met die persoon, en sy vra toe 'n bietjie uit, en hy sê hy's baie ongelukkig, oor sy lewe en sy werk, dit gaan moeilik, en wat sy toe doen is net, sy vertel vir hom van hoe Jesus vir haar help in moeilike tye, hoe hy vir haar vrede en hoop gee. Dis al, dit was nie ingewikkeld nie, sy het nie slim probeer klink nie, sy het maar net vertel, ek hoor waardeur jy gaan, maar ek sê maar net wat Jesus vir my beteken. En die man het later teruggekom, en hy sê toe, hy het begin glo, na daai woorde. Hy het gesoek na hoop en vrede, en hy het dit by Jesus gekry. So die Heilige Gees het daai eenvoudige getuienis, sy het maar net vertel, gebruik, en daai persoon het heeltemal verander. So dit is die wonderlike ding, 'n kind kan dit ook doen. Ek het nou in die week ook gehoor iemand vertel hoe 'n jong persoon het een keer op TV 'n eenvoudige boodskap gegee. Eintlik maar net, jy is die enigste Bybel wat iemand dalk lees. En dit het vir hierdie tannie is al in die 80. Dit bly tot vandag toe nou nog by haar. Net daai beeld. So dit was 'n kind. Dit wys mens hoe in die eenvoud kan mens ook, dit kan kragtig wees. Dis nie altyd die buitensporige groot geleerde mense wat dalk dis nie net deur hulle waar die Here werk of die in sulke omstandighede nie. So ek kan self ook daarvan getuig. Partykeer kom ek by iemand wat siek is, of iets ergs het gebeur, en jy's maar eintlik 'n bietjie skrikkerig, jy's 'n bietjie bang, want jy weet nie eintlik wat om te sê nie. Maar jy vertel maar net van Jesus en jy lees 'n gedeelte en jy bid. En hoe mense dan sê, dankie, dit beteken vir my iets. Dis eenvoudig. Ek het een keer 'n gesin besoek, en terwyl ek daar is, kom hulle seun daar, maar die seun het nou nie geweet ek is daar so nie, en hy sit toe by ons gesels, ek lees 'n gedeelte uit Romeine 14 nie, van maak nie saak of ons lewe of ons sterwe nie, ons behoort aan die Here. En die oom en tannie het self deur 'n moeilike tyd gegaan, net voor die besoek. Hulle het gedink, hy het al kanker, maar hulle vind toe uit hy gelukkig het. Maar toe stuur hulle 'n boodskap, en sê hulle, daar het net vir hulle so baie beteken, en vir hulle seun. Want hy het gepraat oor hoe moeilik dit daar buite gaan, en ons min werksgeleenthede. Maar dis eenvoudig, ek het nie gaan praat oor die Grieks daar met hulle, of dit was net 'n eenvoudige gedeelte uit die Bybel wat ek gelees het. Ons gaan nou die Here saam loof, ons gaan die lied sing, ons is almal hier te saam, vers 1 tot 2, kom ons loof die Here. Ons is dankbaar vir die Here se goedheid en genade en liefde, ons loof hom, dat hy so goed is vir ons.
dat Jesus vir ons gesterf het en ons nou kinders van God is. Kom ons sing saam. Begin nou weer soos vers 1. Ons is saam liefde saam, verenig in sy naam, verenig hom. En ons hart en mond en hand, ons kracht en verstand, om loof ons hom. Iets nou verkeerd gegaan, ek weet nie lekker, die al twee verse is daar, maar ek weet nie, ons het nie nou die voorsangers sien, so nou was dit bietjie moeiliker, maar ons loof nog steeds die Here, ons is dankbaar, ons kan nie die Here loof en prys vir sy goedheid, sy genade. Nou hier het ek twee flitsies, dit is nogals nice flitsies, dit is eintlik 'n fancy flitsie, en hierso is ook ene, baie nice flitsie, die werkie, maar ek het gehoor van 'n man wat, hy het gehoor, ons is skat in 'n grot, en hy besluit toe nou, hy gaan op Temu 'n baie fancy lig bestel, daar's baie ligte en allerhande goed wat jy daar kan bestel aanlyn, so hy bestel hierdie fancy lig, en hy sit batterye in, hy toets hom, hy werk, maar hy gaan na hierdie grot toe. Maar toe hy by hierdie grot kom, toe werk hierdie flits glad nie. Dit was seker maar Temu batterye ook, want hulle het nie lekker gewerk nie. So toe is dit pikdonker, toe kon hy nie die skat kry nie. Maar toe gaan hy nou weet, toe sê hy nou amper soos ek vanoggend wou maak, kom ons los nou maar al die tegnologie, want dit wil nie werk nie. Toe vat hy die kers, eenvoudige kersie, soos in die ou tyd, steek die kers aan, en toe kon hy lig, toe kon hy die skat kry. So dit help nie, mense het 'n baie fancy lig, maar daar is nie batterye in wat werk, die batterye gee die lig krag. Dit gaan nie oor die lig nie. Mens kan nou, as jy baie dors is, gaan jy ook nie worry waar die water is nie. Jy gaan daai water wil drink, dit gaan oor die water. Dit gaan nie oor die glas of die houer of wat ook al. Dieselfde met 'n kers. Die staander van 'n kers of die houer is nie die belangrike ding, dit is die kers. Die kers gee die lig. So, dis 'n belangrike beeld net om ons te herinner, as ons vir mense van Jesus wil vertel, dit gaan nie oor ons nie. Ons kan daai fout maak en dink, ek moet nou iemand beïndruk. Of ek moet baie slim wees, of ek moet iemand probeer oorreed. Ons word gebruik, maar dit is die Heilige Gees wat mense oortuig. Die krag kom van God af. Soos Paulus sê in 2 Korintiërs 4, ons is maar kleipotte wat maklik breek, maar die krag wat alles oortref kom van God. Ons het daai skat, die evangelie het ons, en ons deel dit, maar dis God wat aan die werk is. Is die Heilige Gees wat mense verander. En dit gebeur vandag nog. Ons kan
Daar's baie getuienis, ek glo hier ook van mense wat verander vandag nie. Mense wat heeltemal wegdraai van die verkeerde pad af. Dit is regtig wonderlik as mens dit hoor. Ons gaan uit 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 5 lees uit die Bybel vir almal vertaling. En hier sê Paulus eintlik hoe eenvoudig hy gekom het toe hy met die mense in Korinthe kon praat het. Hy het dit baie eenvoudig gehou. En dit is nogals vir ons 'n belangrike herinnering ook vir oggend. Maar kom ons bid saam voor ons hierdie gedeelte lees. Here, baie keer voel ons dalk oorweldig en bang om na mense te gaan en dalk te praat oor U. Ons voel dalk soms ek kan nie goed praat nie, of ek is jonk, of ek ken nie die Bybel so goed, of ek is nie lus vir 'n argument en 'n gestryery. Here, maar ons is tog U gestuurdes. U Jesus stuur ons in hierdie wêreld om lig te wees, om te vertel van U, om te getuig. Maar ons hoor ook en ons moet dit onthou, help ons Here, dat dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor U. En baie keer is daar eenvoudige getuienis of net herinnering. Byvoorbeeld Jesus het jou lief, kan dit kragtig wees. Here, help ons om U te vertrou, om die Heilige Gees te vertrou wat kragtig aan die werk is. Here, ons weet ook baie keer eers wat is die effek van dit wat ons sê, van die saadjies wat ons saai. Maar help ons om aan te hou saai, Here. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. So die opskrif hierso is die Heilige Gees werk wanneer Paulus preek. Ek lees ons uit die Bybel vir almal vertaling. Vriende, ek het na julle toe gekom om vir julle te vertel van die dinge van God. Dinge waarvan julle niks geweet het nie. Ek het toe nie moeilike woorde gebruik of gemaak of ek baie slim is nie. Ek het dit gedoen omdat ek vir julle net wou leer van Jesus Christus en dat God hom laat kruisig het. Ja, toe ek by julle gekom het, het ek getwyfel of ek die boodskap van Christus reg sal kan bring vir julle. Ek was baie bang en benoud. Toe ek vir julle geleer het en vertel het van Christus, het ek nie slim woorde gebruik sodat julle my moet glo nie. Nee, die Gees van God het sterk in my gewerk. Daarom glo julle, maar nie omdat iemand slim woorde gebruik het, sodat julle moet dink hy is wonderlik nie. Julle glo omdat julle gesien het hoe sterk God se krag gewerk het. Ons lees net tot so ver. So gesels net met mekaar 'n bietjie, wat staan vir jou uit? Wat tref jou vanoggend toe jy dit hoor? En jy kan ook sê dalk as jy wonder oor iets. Maar deel net wat as jy iets wil deel met iemand. Moenie vir iemand preek nou nie. Sê net wat het jy gehoor? Want ons hou soms om vir ander te wil preek en leer. Sê net wat het jou getref vanoggend? Die tweede vraag waaroor jy kan gesels is net, wanneer is dit vir jou maklik om te vertel van Jesus en wanneer is dit vir jou moeilik? Dalk wil jy net iets daarvan deel met iemand. Wanneer is dit vir jou moeilik om vir iemand te vertel van Jesus? Wanneer is dit vir jou maklik? Partykeer is dit dalk moeiliker as ander kere. Sê nou maar as iemand glad nie glo nie, of is dalk
Iemand wat jy al probeer vertel het. Dan wil ek by julle hoor, wie van julle het redenaars gedoen op skool, of doen nou nog? Wie debatteer so? Daar's een in Kallen, sal net een, ek het dit vir 'n tydjie gedoen, maar nie baie lank nie, op laerskool. Maar, Kallen, as jy wil, jy 'n bietjie praat daaroor, of nie? Jy hoef nie, okay. Maar, hulle sal vir jou daar leer, hoe moet jy dit doen? Soos, wat gaan jou help om dalk as jy nou moet praat, dit is die een wat jy nou moet verdedig, of jy moet nou hieroor 'n argument maak, wat gaan jou help om te wen? Soos, byvoorbeeld, jy moet dalk, hulle gaan dalk sê, jy moet selfversekerd wees, en jy moet nie daar kom en bang wees en skaam wees, praat met trots, wees seker van wat jy glo. Jy gaan dalk moet kyk, wat is foute in die ander persoon se argument. Dan kan jy mos nou daarop fokus, of sulke tipe goed. Hulle leer jou klomp tegnieke en sulke tipe goed. Nou, hier in Korinthe, sou die mense ook gehou het van predikers wat goed kon praat, wat slim geklink het, wat groot woorde gebruik het. Mense wat geleerd was. Dit sou hulle nogals beïndruk het. Hulle wou nie gehad het iemand moet hier kom wat swak lyk, of wat nie goed praat nie, of wat nie baie slim klink nie. So dit was baie gewild, en daar was klomp rondreisende predikers, wat van plek na plek gegaan het, en dan nog gepreek het, en so aan. Daar het hulle, die hele ding van retoriek was groot in daai tyd, so daar was klomp verskillende maniere, hoe jy nou geargumenteer. So dit was nou baie groot daai tyd. Maar nou, so predikers sou hierdie tipe goed gebruik. Maar dan hoor mens van Paulus in vanoggend se gedeelte. Heeltemal aan. Maar ek dink vandag is die versoeking ook vir ons om dalk soms te dink, ek moet sterk wees. Van julle sal weet, Angus Baggen het daai sê ding, mighty men. Dan kan jy dink, ek moet sterk wees daar. Maar by Paulus hoor ons eintlik baie keer, hy was maar bewus daarvan, hy is nie so sterk. Nou, hy was iemand wat baie geleerd was. Maar hy het besef eintlik hier ook in Korinthe. Ek kan my erken ek is swak of ek's bang. Dit gaan nie oor my nie. Hy kom eenvoudig na hulle toe. So die wêreld sê vir ons baie keer, wees sterk, wees braaf, wees selfverseker. En die probleem is, ons kan dink, ek as 'n Christen moet ook so wees. En dan kan ek amper in die pad staan van Jesus. Want dan gaan dit baie oor my. Ek moet iemand oortuig. Ek moet baie oulik wees. Paulus sê, hy kon ook goed gebruik het om baie wonderlik te lyk. Maar hy wou nie. Hy wou nie hê mense moes glo omdat hy so wonderlik is. As hulle dan glo, dan was dit die Heilige Gees en was eintlik nie hy nie. Hy het maar net kom vertel van Jesus. So dis eintlik wonderlik wat mens by hom leer. So hy het dit baie eenvoudig gemaak. Hy het gefokus op Jesus. Hy het met Jesus na hulle toe gekom. Hy het kom praat van Jesus en God wat hom laat kruisig het. So hy het vir hulle vertel, dis wat gebeur het, dis wat Jesus gedoen het. Hy het vir al ons sondes gesterf. Glo in hom. Hy het nie groot woorde gebruik, moeilike woorde en slim probeer wees nie. Hy het gekom met Jesus. Baie eenvoudig. Soos ek gesê het, hy was geleerd, hy sou dit kon doen, maar sy fokus was op Jesus. Hy was eintlik maar baie nederig. Hy het geweet, dit gaan nie oor my nie. Ek moet nie die fokus wees nie. Nou, soos ek vroeër gesê het, ook in my eie lewe, kan ek getuig daarvan. Baie keer is dit, dis in eenvoud wat dit kragtig is. Nie met groot redenasies en soos jy by mense kom. As iemand siek is, help jy kom
wil nou filosofeer oor siekte en allerhande redes gee. Dit is nie wat iemand help nie. Dit help as mens fokus op Jesus. So, dis nie ingewikkeld nie. So, ons hoor, Paulus het getwyfel of hy die boodskap van Christus reg sal kan bring vir hulle. In vers 3, hoor ons dit. Hy was bang en benoud. En nou hoor ons in vers 4, toe ek vir julle geleer het en vertel het van Christus, het ek nie slim woorde gebruik, sodat julle my moet glo. Nee, die Gees van God het sterk in my gewerk. Dit gaan daaroor dat sy boodskap, deur sy boodskap was hulle oortuig, maar dit was die Gees wat dit gedoen het. So, dis vir ons 'n belangrike herinnering. Ons kan soms voel ook, hier gebeur niks nie. Maar ons moet maar net aanhou, ons kan maar net praat oor Jesus. Daar is wonderlike verhale ook, waar, selfs in ons gemeente, waar 'n kind byvoorbeeld vir jare op die verkeerde pad was. Die ma het maar net aanhou, of die pa vertel van Jesus, of gebid. En na jare het daai kind verander. So dit gebeur nie altyd dadelik nie. Mens moet ook maar geduldig wees. Dis maar soos as jy 'n saadjie gaan plant. Dit is nie vandag plant jy die russies en môre het jy dit nie. Dit vat tyd. Jy moet ook maar wag. Jy kan hom maar water gee, jy kan die grond reg kry en alles, maar jy moet wag totdat daai plant opkom en groei. So dit is maar hoe dit ook werk. Ons kan maar net saai. Ons kan maar net vertel van Jesus. Maar die belangrike ding is wat ons hier hoor. Paulus het gefokus op Jesus. Hy sê hy wil eintlik net daaroor praat. Dis vir my ook baie mooi. Hy het nie met allerlei ander goed gekom nie. Dit was sy taak. Hy wou hulle vertel van Jesus. En hy het dit gedoen. En dan in vers 5, daarom glo julle, maar nie omdat iemand slim woorde gebruik het, sodat julle moet dink, hy is wonderlik. Dan het dit meer oor hom gegaan, oor sy wonder, hy wat so wonderlik is. Julle glo, omdat julle gesien het hoe sterk God se krag gewerk het. Ons net lees uit die 1983 vertaling ook. Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig. Nie deur geleerdheid en welsprekendheid, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dis is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. So God is kragtig, God is almagtig, God is teenwoordig. Die Heilige Gees is aan die werk. Hy werk saam met ons. Soos ons in die opskrif gehoor het, die Heilige Gees het saam met Paulus gewerk toe hy gepreek. Dis 'n wonderlike gerusstelling. Alles hang nie van ons af. As ons dit ding, dan gaan ons dalk ook soos daai oom in daai kompleks wees en mense wil, jy gaan mense heeltyd wil oortuig. Jy gaan eintlik mense heeltemal wegstoot, want jy dink nou ek moet mense oortuig. Ek gaan alles probeer in my vermoë om dit te doen. Daar is 'n kerk wat so sê ding het, is nou in Engels, maar wen die verlore ten alle koste. Nou dink ek, dit kan nog ons maak dat jy soos daai oom raak. Ek gaan alles probeer, ek gaan nie ophou nie. En dit gaan nie werk nie. Dit kan te veel raak. Partykeer moet mens ook weet, okay, ek het nou getuig. Nou moet ek die Heilige Gees kans gee om ook te werk. Maar die wonderlike ding is, die Heilige Gees is wat mense verander. En dit gebeur vandag nog. Ons self kan ook dankbaar wees dat ons glo. Want dit kom nie uit onsself uit nie. Ons gaan nie self kies om te glo nie. Dis die Heilige Gees, dis sy werking wat maak dat ons oop gaan vir wie Jesus is. So, daar's 'n mooi storie van 'n man. Hy het altyd, as mense by hom was, en hy iewers sou hy bietjie praat oor Jesus. Hy het dit ingebring. Hy het getuig. Maar toe raak hy siek en hy lê op die bed. Hy kon nie meer rondgaan nie, maar as iemand gekom het, dan het hy nog steeds dit gedoen. Dit kon hy nog doen. Later kon hy nie meer praat nie. Maar daar was 'n beeldjie van Jesus op die kruis bo sy bed. En dan het hy net so gewys. Hy kon nie meer praat nie, maar hy kon nog wys na hom toe.
So, dis vir my altyd so treffend. Tot die einde toe het hy getuig van Jesus. Hy het nie na homself, hy kon maklik heeltyd na homself gewys het dalk of gesê het ek het pyn, maar hy het heeltyd ten spyte daarvan na Jesus verwys. En ek moet sê in my eie lewe as iemand baie soos iemand is baie siek en hulle doen dit raak jou. Daar was 'n tannie in ons gemeente wat ook al tyd terug oorlede is. Sy het erge kanker gehad. Maar altyd het sy was jy het net gesien daai hoop, daai vrede wat sy het ten spyte van. En vandag nog onthou ek dit. Haar geloof het haar anders laat leef ten spyte van haar omstandighede. Ek weet nie, dalk wil jy net iets deel met iemand nog of net 'n paar oomblikke hieroor nadink. Jy kan gerus. As jy self of jy wil net bietjie bid oor iets wat jy gehoor het, jy wil net iets deel met iemand, maak so. Ons vat net 'n paar oomblikke. Kom ons bid saam. Here, ons gaan nou weer, daar's 'n nuwe week wat vir ons voorlê. Ons weet nie wat voorlê nie, maar ons weet U gaan met ons wees. Elke tree, elke dag. Help ons om bewus te wees daarvan. Help ons met die gewone goed wat ons doen, net iets te doen wat ons help om op U te fokus. Om net bewus te raak van U teenwoordigheid. Here, ons gaan tussen verskillende mense kom hierdie week. Ons gaan daar by die skool wees of by die werk of ons gaan stap by die winkels, waar ook al. Here, daar's oral geleenthede vir ons om te getuig, om net te vertel van U. Here, help ons om dit met wysheid te doen en in liefde. Om nie ongeskik te wees en neer te kyk op ander, maar in liefde net daai saadjies te plant. Here, U gebruik ons elkeen, U stuur ons en ons het daai opdrag om disippels te maak. Ons weet ons kan nie self nie. Here, maar ons weet ons kan die Heilige Gees vertrou. Dankie dat U ons reeds gebruik ook partykeer op maniere wat ons nie eers weet nie. Here, ook op die sportveld. Oral kan ons anders wees, kan ons 'n lig wees. Here, partykeer gaan mense dalk wonder, hoekom is ons anders? Dan is dit 'n geleentheid om te sê, Here, help ons om nie skaam te wees vir U. Help ons om soos Paulus, selfs al is ons bang, selfs al is ons onseker en versigtig, laat ons nog steeds dan net vertel van U. Here, hy is vir ons 'n goeie voorbeeld. Ons hoef nie altyd sterk te probeer wees en ons kan in swakheid ook sterk getuies wees, want U werk deur ons. Here, baie dankie vir die groot liefde. Mag dit ons inspireer. Ons bid vir mense wat dalk voel daar's geen uitweg nie. Dis donker, dis die einde. Mag hulle ook U ontmoet en die lig wat U gee ervaar. Ons kan maklik vaskyk in ons omstandighede, Here. Maar help ons om op U te fokus. U is groter as al ons probleme. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Daar's nou geleentheid vir die dankoffers en daarna gaan 'n paar afkondigings gedeel word. Ansu gaan 'n lied speel. Dit is nou 'n Engelse lied, so nou gaan party al klaar skrik want dit is Engels, maar luister na die woorde. Die woorde is baie mooi. So terwyl die afkondigings opgeneem word, luister net hierna.
so. Onze Vader wat in die hemel is, Jesus Christus, onze Here, Heilige Gees, onze leidsman, baie dankie vir hierdie boodskap wat ons vanoggend kan hoor. Baie dankie vir die groot genade. Here, wil U ons as sondaars genadig wees. Here, en baie dankie vir elkeen wat vanoggend hier is en dink aan die wat graag hier wou wees en nie hier kon wees nie. En sê vir die baie dankie vir die liefdegawes van Jesus wil. Amen. Goeiemôre, kom ons kyk gou na 'n paar afkondigings. Daar's Dinsdag aand is daar 'n bestuursvergadering. Ons vra asseblief daar ook die voorbidding vir dit wat daar bespreek en beplan moet word. Dis 'n belangrike vergadering, so 'n bestuursvergadering. Kom ons vra asseblief die voorbidding ook daar. Die stand van ons gemeente se finansies sien nie daar op die afkondigings. Baie dankie. Weer eens vir elkeen se bydrae. Elke maand, sodat ons al die uitgawes kan dek. Daar, Dominee Robbie het 'n groepsbespreking wat hier is, ek sien hier van die 18de Februarie, so 8 uur hier in die komiteekamer wil aanbied. Dit is nou almal vir die jong volwassenes. Dit klink baie interessant, so as u daar wil inskakel, moet jy vir Dominee Robbie laat weet asseblief. Voor 16 Februarie sien ek hierso. Ek het 2 verjaarsdae, Lian die Bester en François Talia, dis verjaar vandag is hulle hierso. Maar sê vir hulle baie geluk en ook almal wat in die week verjaar, mag julle in die nuwe lewensjaar ook God se omgee, sy liefde en ook sy nabyheid ervaar. Op die gebedslys hierso, ons bid nog steeds vir die Westraat se familie, voor hy is oorlede, en dan sê Nelly vanmôre vir my, Anita Vermeulen het geval, en sy het redelik seer gekry. Kom ons bid ook dat die Here ook daar vir haar vinnige genesing sal gee. En dan sê Hannes Vos, hy moet ook op 'n stadium nou gaan vir 'n prosedure. Hannes, ons bid dat die Here ook daar by jou sal wees in die hele proses. En ons bid natuurlik vir reën. Jy sien, oral is dit droog, oral kry mense die swaar. Kom ons bid dat die Here ook in sy groot almag, want hy is mos vir alles verantwoordelik en ook tot alles in staat, dat hy ook vir ons reën sal stuur. Ek het nie iets gesê. Goeiemôre almal. Ja, dis 80 dae min of meer tot Bazaar toe. Dit klink ver, maar as 'n ou dink, dit is al 45 of 48 dae vandat ons Kersfees gehad het. So die tyd vlieg. Ons gaan van hierdie week af elke week bestanddele begin noem wat ons nodig het, wat mense kan bring. As daar mense is wat al reeds bestanddele het, kan ons dit al reeds begin inneem. Ons dink veral aan dinge soos eiers, veral in hierdie weer. Ons dit tot op die einde los, of as mense eiers wil skenk, miskien net die geld skenk. Maar dat ons op hierdie stadium begin kyk na die bestanddele, maar dit sal op 'n weeklikse basis op die aankondigings deurgegee word. Dominee se preek het vanoggend mooi gewerk. Ek is nie bang om te vra nie. Ons soek nog mense om te help by tafels. Ons soek nog 'n organiseerder vir lekker goed en koeldrankstafel. Dink 'n bietjie daaroor. Die gemeente het mense nodig om almal te help. Ons het net toe gepraat van, is jy iemand wat help vra of is jy iemand wat help gee? Dink 'n bietjie miskien aan iemand wat jy dink sal goeie werk sal doen. Ek belowe dit sal anoniem bly, wie het hulle voorgestel. Maar kom ons druk deur. Ons soek ook mense vir hierdie jaar. Ek wil ons op hierdie stadium so 2 kinderspeletjies wat ons wil inbring.
daar is so min vir die kinders om te doen en 'n ou kry half die idee party mense kom nie omdat daar niks is vir die kinders om te doen, nou moet jy heeltyd kinders oppas en jy kan jouself nie geniet nie. So, dit is die ander ding wat ons na kyk. Maar ons vra dat die gemeente ook vir die kermis bid en dat ons sal saam staan om die nodige fondse in te bring en om die gemeente bymekaar te kry op hierdie dag. Die laaste punt is die bazaar is geskuif. Die datums word deurgegee om op die almanak te verskyn. Hierdie jaar was daar 'n probleem met die datum met die skool se saal se beskikbaarheid. So dis die rede hoekom die bazaar geskuif is. Dominikies, miskien is dit einde van die maand 'n beter van die tyd want dan sal meer in my beursie, ek weet nie van julle nie, maar miskien is dit 'n beter tyd op bazaar te hou dat daar mense geld het. Baie dankie vir julle ondersteuning en ons kyk uit na 'n groot dag. Dankie. Dankie almal wat betrokke is. Dit is nodig. Dit is 'n spanwerk poging. En ek wil net noem volgende Sondag tydens die erediens gaan ook 'n tyd wees waar ons gaan bid vir reën. Ons is dankbaar vir die reën ook wat ons gekry het, maar ons is afhanklik van die Here vir nog reën. Ons het dit so nodig. Ons slotlied is Laat ons skyn vir Jesus en dit is vers 1 en 3 wat ons gaan saam sing. Hy is daarom bekend ook, so ek glo ons sal regkom sonder die voorsanger. Ontvang nou die seën van die Here. Julle kan weet dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle sal wees en bly. Amen. Dan sing ons amen vir oggend.